het ek by my? Wat het jy? Johan, wat is dit? Sikkie, hoe cool is dit? Die goed lyk soos plastiek, maar dit is nie actually plastiek nie. Stel met hierdie bekertjies. Alle jare nog ry mense Wildtuin toe, koop hulle kos al by Skukuza en hulle ry hulle en drink en as jy klaar gedrink het, dan gooi dit uit die venster. Nee, ek ernstig, doen dit. Eet jou kos, dan gooi dit uit die venster. Ek weet, nee maar rarig. Ek weet, okay, so wat, hierdie ou het nou die nuwe kontrak vir die Wildtuin en hy sê, hierdie goed van hom is nie plastiek nie of papier, dit lyk net so, dit is 100% afbreekbaar. En hy sê, jy kan het maar net eenvoudig uitgooi. Nee, ek dink regtig nie dit is so eenvoudig nie. Jy weet hoe lieg mense deesdae. Kom ons gaan kyk net eers regtig of jy dit net so by die venster kan uitgooi. Die jong geslag wat darm al klaar so sinies is. Nou goed, kom ons gaan vra hom. It's takeaway packaging for the takeaway industry. It replaces what we've currently got in the country. Which would be plastic, a little bit of cardboard, some polystyrene, Yeah. which is what we're using. Yeah, it's also a very sustainable resource because it becomes from a sugarcane waste, which is known as bagasse, and we turn it into the products that you see here. The products are biodegradable 100%. You know, in compostable conditions, 10 to 60 days, this is back to natural product. If it's thrown out the car window, which is quite popular for South Africa, it would take 120 to 240 days. And then it biodegrades completely. Back to natural product. Die Wildtuin het besef dat hulle 'n plan met rommel moet maak, want die strooiers gaan dit nie self doen nie. Niemand wil tog met leë kospakkies in die motor rondry nie. Die vraag is net of hulle die leiding neem met hierdie stap en of dit net oorverblindery is. Alles klink nou wonderlik in teorie. Ons gaan kyk hoe lyk dit in praktyk. Welkom by ons onafhanklike, afbreekbare aardwolf komposhoop. Polystyreen, botterbakkie. Nie afbreekbaar nie. Hoe groot is nommer 2? So groot. Okay. PLA, hierdie is nogal belangrik. Okay, nommer 3. En nommer 4. Sien ons 'n aardwurm. Ons 'n aardwurm is micro-organismes. Kyk. Kan julle sien? Ons aardwolf onafhanklike afbreekbaarheidskomposhoop werk. 1 2 3 vir nou, ja. Oh. Welkom by ons aardwolf onafhanklike bio-afbreekbaarheidstoets komposhoop. Ons het 'n klomp plastiek hier binne geplant en ons gaan dit nou oopgou om net te kyk of dit al begin afbreek het. En nommer 1 was daar 'n botterpakkie en polystyreen. Hoe lyk dit? Dit lyk vir my soos polystyreen en 'n botterbak. margarienbakkie, hy het verander. Nee, hy is vuil. Geen verandering nie. Lyk nog dieselfde. Dit was ons toetsnommer. Ek dink ons toets is reg. 'n Bietjie lekker polystyreen, dit het nie afgebreek nie. Wel, dit het gebreek. Maar nee, daar's niks afgebreek nie. Kyk op. Polystyreen. Daar's hy. Hierdie is een van daai deurskynende PLA plastiekbakkies, slaaibakkie. Lyk nie vir my of daar enige verskil is nie. Hy's bietjie stikkend, maar ek het 'n vermoede dit het meer met Johan en sy graaf te doen. Daar's iets. Daar's iets. Dis nou die? Dit was die koppietjie geweest, nie papier nie. Dis van daai suikerie goed gemaak wat in die Wildtuin met die vensters uitgooi. Dit is. Okay, wag, skuif terwyl jy kyk, ek gaan gou hierin oopkry. Wat lyk vir my definitief of dit bietjie tekens van afbreek toon.
Kyk, as ek dit so ooptrek, is dit lekker veselrig en ek dink hierdie kleur lyk vir my of daar iets opgroei. En dis jou warm brakkie karton dosietjie. Nog suiker het goed. Okay, so die punt is, hierdie goed lyk wel of dit afbreek, maar selfs onder normale omstandighede kan ons na 3 weke nog steeds iets daarvan sien. So, dit is nie ideaal nie. In die eerste plek, moenie goed by jou vensters uitgooi nie. Maar, as jy regtig wil, het ek verstaan, daar's ook iets anders. Wat? Bio-afbreekbare plastiek, dis die gonswoord. Almal praat daarvan, moet goed wees. Soos plastiek wat jy nou net by jou venster gaan uitgooi en dan skielik dan is dit weg. Noem dit bio-afbreekbare plastiek. Hallo? Nee. Nee, klink vir my te goed om waar te wees. Voordat jy enige iets verder by enige venster uitgooi, dan kyk, ons moet eers iemand soek wat weet waarvan hulle praat en vir hulle vra. Ek weet waarvan ek praat. Jy, Ek's 'n kenner. 'n kenner op grond van? Ja. Kan jy nie sien ek's 'n kenner nie. Maar okay, net om aan tevrede te stel, kos van dit. En ek gaan dit nie nog 'n keer toegooi nie. Ek het wel verstaan dat daar 'n probleem is met bio-afbreekbare plastiek. En interessant genoeg kom die besware van die plastiekmense self af. So waar beter om uit te vind as by die groot baas van die Plastiekfederasie self. What people don't know is that there's a number of terminologies, and these are some of them, that apply. And if they see a packaging that says biodegradable, they think, "Bachat. All I've got to do is just throw it down or get it into a landfill and end of the story." It's not so. A petroplastic, or normal plastic, is not biodegradable in its normal condition, but it is degradable from a point of view. You put the correct UV materials into the for example, plastic bag or film. It lies out in the sun, it'll break down in the sun. It is degradable because it fragments, and that's what degradability means. It means fragmentation. It doesn't mean it's going to go away and be eaten by hochos or something like that. You can take a normal plastic and put in a chemical additive, which then renders it oxo-biodegradable. The degradable part means that you've broken the molecular structure, you've fragmented it into little pieces. The fragments are then left to be eaten by hochos in a humus-type relationship, sort of environment, and that's where you get the bio part. So that is a unique arrangement where normal plastics can degrade and biodegrade through chemical processes. The problem with that is it destroys the plastic, and plastics are far too valuable to waste, and that's where we get upset. Because if you break down something, you can't recycle it. Die groot probleem, lyk dit my, is dat wanneer hierdie bio-afbreekbare plastiek in die herwinningsstroom beland, al die nuwe produkte mettertyd begin afbreek. Die rede daarvoor is tweeledig. Een is dat daar is 'n bymiddel by wat die ontwerp is om die plastiek af te breek. Baie van ons produk gaan in lang lewe produkte in, soos in die boubedryf en ook in landboupyp. So as jy hierdie bymiddel kry in jou stroom en dit val jou produk aan, dan in teorie is dit moontlik dat 'n pyp na 3 of 6 maande in 1000 stukke gaan breek. So hierdie bymiddel is 'n gevaar vir die hele herwinningsbedryf. Dit sal die kredietwaardigheid van die herwinningsbedryf aantas. Bio-afbreekbare plastiek kan nie dit kan die einde bring van herwinning, plastiese herwinning in Suid-Afrika. As alle bio-afbreekbare plastiek word, kan niks geherwin word nie. Ons kan dit nie weer herwin nie, dit kan nie weer gebruik word nie. Nog 'n ding van bio-afbreekbare plastiek is dat dit is eintlik 'n groot leuen wat vertel word dat dit heeltemal opbreek. Die oomblik as bio-afbreekbare plastiek onder die grond toegestoot word, breek hy niks meer op as gewone plastiek. As jy al ooit gewonder het waarna die krappers in jou vullis soek elke Vrydagoggend, het jy nou die antwoord. Hulle is die eerste linie herwinnaars, sonder wie ons ryk lewenstyle se voetspoor soveel groter sou gewees het. Hulle sif alles wat herwinbaar is uit vir 'n skamele paar randjies. En dit wat hulle mis, land op die ashope. Maar dis nog steeds nie klaar met Kees nie.
Amper elke stukkie plastiek of glas word uitgegrou en beland terug in die herwinningsstroom. As al hierdie plastiek verlore was, sou die impak om nuus te vervaardig die skade aan die omgewing nog soveel vererger het. Van die versamelaars gaan die plastiek nou na die herwinningsaanleg. Hier gaan dit deur 'n hele proses voordat dit op die ou end aan hulle kliënte verskaf word, wat dan op hulle beurt 'n hele reeks nuwe produkte van swart sakke tot parkbanke daarmee kan maak. Op hierdie stadium in Suid-Afrika is dit gelukkig maar hoofsaaklik van ons broodsakkies wat nog van bio-afbreekbare plastiek gemaak word. En die moet hulle versigtig en deeglik uitsoek en eenkant hou om hulle uit die stroom te kry en terug te stuur ashoop toe. Wat ons moet dit doen, ons maak dit dan in kleiner stukkies, kap dit in kleiner stukkies en dan daarvan af gaan dit nou na ons masjiene toe, na die ekstrusielyne toe en waar ons dit dan nou warm maak, smel en dan weer in daai klein korrelvormpies opkap en dan verpak in 25 kg sakke.